Ons, soos ons beloof het, is ons terug en ons gaan aan met hierdie studie van die 3 abodes in Afrikaans, 3 tuistes waar jy gaan wees hiernamaals. En as jy nie geluister het nie, gaan kyk na die ene voor hierdie, dis 'n vervolging, dit vervolg hierso, wat ons sien in die woord van die Here. En so, ons het die laaste versie was Openbaring 19 vers 7, waar hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, en dis jy en ek wat ons moet gereed maak, en ons moet ons beklee met die fyn wit rein linne wat die regverdige dade is van die heiliges, volgens die woord van die Here, en dit is die waarheid. Kom ons kyk verder. Nou wil ek graag met julle praat oor die 10 maagde. Die 10 maagde. Nou, ek is seker almal van julle ken die gelykenis van die 10 maagde. 10 maagde, hulle het aan die slaap geraak, en hulle het, van hulle het 5 van hulle het genoeg olie in hulle lampe gehad, ander 5 het nie, maar hulle almal het geslaap. Nou, hoor hier, is in Matteus 25 vers 6, dit sê so, en middernag, in die middel van die nag, was daar 'n geroep. Nou hoor mooi, wat was die geroep? Want die verborgenhede lê in die gewone woorde soms. Jy moet dit net stadig lees, en dis wat ons doen. Ons lees woord vir woord, en verstaan ons dit reg. Ons hardloop nie oor dit nie. Partykeer vat ons 'n uur, 2 ure om een skrif te ontleed. En middernag was daar 'n geroep. Kom, die bruidegom. Ekskuus tog. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. Nou kom ek wil net bietjie demonstreer. Hier is nou 5 maagde, en daar's 5 maagde, is 10 maagde, en hulle slaap. Hulle het hulle lampies by hulle, party het olie in, ander het nie so baie olie in nie. Hulle slaap. Nou is daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Nou as die geroep sê, daar kom die bruidegom, was die geroep van die bruidegom se kant af? Was dit iemand wat daar van die bruidegom gegaan, hey, word wakker julle, daar kom die bruidegom? Of was dit hier vandaan af? Dit was hier van die maagde af, wat geslaap het. En dan gaan 'n geroep uit, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Wie het geroep? Onthou, hy kan nou sê engele, maar hierdie is 'n gelykenis, praat van mense hier, wat hy gebruik as 'n voorbeeld. Die bruid gaan nie slaap of slymer nie, staan in die Bybel, ek gaan vir julle skriffies wys. Daar gaan mense wees wat God dien, wat in 'n kerk is, wat gereeld Sondag kerk toe gaan, wat sendingwerk doen, wat preek, wat nie genoeg olie in hulle lampe gaan hê nie. Hulle gaan nie genoeg hê nie. Kom ons gaan aan, ek wil julle iets wys. Vers 7, Matteus 25 vers 7. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Oh my goodness, ek moet nie hierdie vir julle oopbreek, nou daar's nie tyd nie, maar kom ons gaan aan. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar,
ek sê vir julle, ek ken julle nie. Wow, dis verskriklik. Hulle was maagde. Hulle was maagde. Hulle het net nie genoeg olie gehad nie. Hulle mis dit. Hulle mis om in die bruid te wees. Nou wie het geroep? Daar kom die bruidegom. Die bruid, want sy slaap, ons gaan lees, want sy slaap en sluimer nie. Sy is altyd wakker, sy verwag haar bruidegom. Jy en ek, om in die bruid van Jesus Christus te wees, om sy bruid te wees, mag ons nie slaap nie, ons moet nie op ons luiere rus nie, ons moet wakker wees, geestelik. Ons moet study to show yourself approved, the workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dis wat God verwag van ons. Ons moet ons beklee met die fyn wit rein linne, wat die regverdige dade is van die heiliges. Weet julle wat is regverdig? Dis regverdig om God te dien, om God lief te hê, om God te eer, om te doen wat hy vir ons vra, om gehoorsaam te wees, want hy het reeds sy kant gebring. Of dink jy nie so nie? Ek dink hy het. Die bruid word nie genooi nie. Sy is die bruid. 'n bruid word nie genooi nie. Daai 5 maagde, wat is hulle dan? Hulle is die gaste. Daar gaan gaste by die bruilofsmaal wees. 'n Bruilofsmaal is nie net vir die bruid en die bruidegom nie. 'n Bruilofsmaal is vir gaste. Hulle gaan gaste wees. En weet julle wat? Hulle gaan terugkom na die maaltyd, na die bruilof voltooi is, gaan daardie mense terugkom na die aarde toe. Ek ken nie alles nie, ek weet nie alles nie, maar ek lees in die Bybel snaakse goed. Toe die Egiptenare na die Israeliete nadat hulle uit Egipte gekom het, na die Rooi See toe is, en deur die Rooi See, deur die wildernis, toe kom hulle by die Jordaan. Toe hulle by die Jordaan kom, onthou 40 jaar, het nie een van daardie ou mense, wat uit Egipte nog gelewe nie, net Josua en Caleb, net die 2. Verder, al die ander was die jong kinders, en nuwe kindertjies wat gebore is. Dit was 'n ander dispensasie wat ingegaan het, buiten Josua en Caleb. Hulle was van die ou garde. Maar toe hulle daar kom, maar Moses het toe nog geleef. Toe van hierdie Israeliete het beginne plase en diere. 40 jaar is lank, jy weet, is baie lank. Het hulle diere gehad en hulle het al beginne vestig, daar naby die Jordaan. En hulle gaan na Moses toe, hulle sê, Moses, ons wil nie, want Moses sê, julle moet gereed maak, ons gaan in Kanaanland, in die beloofde land, ons gaan daar, ons gaan veg. Hulle sê, nee, ons wil nie gaan nie, ons wil hier bly. Ons wil nie in die beloofde land ingaan nie, ons wil nie oor die Jordaan gaan nie, want die Jordaan is die grens. Dit is die plek wat die laaste, wat hulle met die ark van die verbond op hulle skouers oorgeleep het, en toe hulle met hulle voete in die water van die Jordaan gaan, toe stop die water ook. Maar hulle moes die ark van die verbond op hulle skouers gehad het. Hulle sê nee, ons wil nie oorgaan nie. Moses sê nee, julle moet. Julle gaan eers saam met ons veg, dan kan julle terugkom en julle kan aangaan hierso. Kan julle die prentjie sien? Gebruik jou imagination. Dis presies dieselfde. Daai maagde het geslaap. Hulle het gehou daarvan, lekker rustig geslaap. Hulle het olie in hulle lampe gehad, is reg. Daar's baie kinders van die Here wat die pad geloop het, maar hulle het gebou met hout, hooi en stoppels. Nie met goud, silwer en kosbare stene nie, met hout, hooi en stoppels. En ons gaan vir julle lees, dit staan daar.
hulle wat gebou het met goud, silwer en kosbare stene, toe hulle werke getoets is, het hulle loon ontvang. Dan sê hy, en hulle wat gebou het met hout, hooi en stoppels, toe hulle werke getoets is, het dit afgebrand. Nou sê die woord, hulle het skade gely, met ander woorde het nie loon ontvang nie, hulle het is nie iets gekry nie, hulle het skade gely, alhoewel hulle gered is. Jy sien, hier is al klaar 2. Daar is mense wat gaan loon ontvang. Dan is 'n ander wat gebou het met hout, hooi en stoppels. Hulle ly skade. Maar alhoewel hulle gered is, gaan hulle op dieselfde plek? Is hulle almal bruid? Nee. Net soos daai bruid, daai maagde. Hulle is nie die bruid nie. Die bruid het gesê, word wakker. Sy was wakker. Daar kom die bruidegom. Gaan hom tegemoet. Hulle is gaste. Die voorbeeld lê in die Ou Testament. Dis awesome hierdie goed, dis absoluut awesome. So, ek wil net vir jou sê, wil jy bruid wees? Daar's baie mense wat dink, ag, weet jy bruid, wat is nou, ek dien die Here, ek bid en ek het my stilte tyd en ek sê vir die Here elke dag 'n mooi versie op en ek stuur versies na al die mense toe wat ek ken. Is dit regverdige dade om dit te doen? Is dit regverdige dade of gee dit jou net 'n satisfaksie? Oh my goodness. Kom ons gaan aan. En onderwyl hulle gaan om te koop, okay, dan is dit daar voorwaar, ja, ek het dit klaar gelees. Kom ons gaan aan. 1 Tessalonisense 5 vers 5. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Jy sien, daar's party wat en hy sê, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Wanneer het die bruidegom gekom? In die nagseisoen, wanneer hierdie wêreld 'n nagseisoen beleef, wanneer dit wild sal gaan, want die Here sê, dit wat ons nou deurgaan, is nog nie 'n patch oor wat gaan kom nie. Wanneer dit waaragtig nagseisoen is, 'n nagseisoen in hierdie wêreld, ek praat nie van die son wat nie skyn nie, ek praat van in die dag kan jy 'n night season ervaar. En dit is hoe dit gaan wees. Dit gaan woelig wees. Die duiwel gaan woelig wees, want hy's kwaad en hy weet, hy verloor en hy wil soveel as moontlik mense saam met hom in die warm plek hê. Kom ek sê vir jou hoe werk dit. Ek dink net 'n bietjie daaraan. As jou ma, toe ek jonk was, as my ma my uitstuur in die aand of my pa en sê, hoorie, gaan hoenderhok toe en gaan doen iets daar. Jy weet, gaan kyk of die hoender se hok toe is en so. Ons wat op die plaas groot geword. Dan gaan jy, maar jy's so bang. Jy wil nie alleen gaan nie. Jy wil nie alleen gaan nie. Van die Marie, my sussie sê, kyk hoe ek seker nou. Marie, kom jy met saam met my gaan? Jy moet saam met my gaan. Jy wil net iemand ook by hê. As daar iets gebeur, moet jy nie alleen seer kry nie. Die ander persoon moet ook seer kry. Is dit nie so nie? Jy wil nie alleen gaan nie, hoekom nie? Maar as daar iemand anders is, wat ook die pak slaag kan kry soos jy, dan is dit nie 'n probleem nie, dan gaan. Dis die duiwel, dit is satanies, daai goed. As jy voel, jy wil altyd iemand moet saam met jou in 'n ding in wees. Ja, as jy gaan kwaad doen jy dit nie alleen nie, jy het iemand saam met jou. Dis satanies, dit is hoe die duiwel werk. Hy wil nie alleen gestraf word nie, hy wil nie alleen, hy's bang vir wat vir hom voor lê, en hy weet dit wil hy vir hom voor. En hy wil soveel as moontlik vir jou en vir my en die wêreld, wil hy saam met hom sleep, om deel te hê aan hierdie straf wat daar kom. Oh my goodness, is verskriklik, né?
Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Dis die bruid. Dis die bruid. Sy gaan waak en nugter wees. Matteus 13 vers 25. Maar terwyl die mense slaap, dit gebeur nou. Gebeur nou. Ek moet nou nie sê die kerkwêreld nie. Onthou om luid te wees in 'n kerk. Dit beteken nie jy's wakker nie. Ekskuus julle ouens. Ekskuus. Ek wil hom sê soos dit is. Ek het dit al gesê. Niemand betaal, ek vra nie geld vir wat ek doen nie. Ek doen dit in my eie tyd. Daarom kan ek miskien meer sê as die pastore wat moet lewe van julle tiendes. Ek het nog nooit tiendes ontvang van mense omdat ek die woord bedien, nog nooit. Ons het geld gevra om die kampe te doen, maar die mense het geëet en geslaap en moes die kampe reghou. Daarom moes ons geld vra, maar om te bedien, om die tabernakel te gaan bedien het, en nou nog, ek wil nie geld hê daarvoor nie. Die Here het my gebless, man, die Here het my verskriklik gebless, en ek is dankbaar teenoor die Here. Daarom kan ek nie ek wil nie geld hê nie. Geld is 'n ewel. Maar kom ons kyk verder. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Dit is wat gebeur. Terwyl jy geestelik aan die slaap is, kom die vyand en hy saai valshede. Hy saai onkruid tussen die ware woord van God, hierdie saad van die woord van God, wat in jou goeie grond, in jou hart gesaai moet word, kom hy en hy saai 'n klomp leuns in, en dit is presies wat vandag aangaan. Dis hoekom ons hierdie mense kry, wat sê, maar ek het nog nooit daarvan gehoor nie, ek het nog nee, dan stry hulle oor goed, wat totaal, so common sense, dat jy, daarom sê die Bybel, moet nie stry oor die dinge nie. Jy weet, ek bly liewes saam, sê nee, dis reg broer, dis reg. Dis nie my werk om mense te oortuig nie. Dis die Heilige Gees se werk. Ek kan nie die Heilige Gees se werk doen nie. Ek is 'n koerier. Al wat ek moet doen, ek lees hier en ek kom lees dit vir julle en ek vertel julle hoe ek dit sien. En terwyl ek voor my lesenaar sit en hierdie goed study, is die Gees van die Here daar. En dis waar ons hierdie goed kry, nie uit ander boeke uit nie. Ons kry hierdie goed uit die woord uit. Dis lekker. As iemand sê, waar kom jy dan? Kom ons lees dit. Dis hoekom hou ek daarvan om die skrif te lees. Ek het 'n TV hier so agter, groot skerm as ons Bybelstudie aanbied, wat ons altyd gedoen het. Ons doen dit nou nie meer nie, maar ons weet nie wat die Here se plan is nie. Dan doen ek PowerPoint. Dan sit ek al die skrifte op, niks anders dan nie, net die skrifte, dat almal kan lees. Dat almal kan lees, want dis die waarheid, en die waarheid sê jou vrymaak, die woord van die Here. Romeine 11 vers 8, soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap. Oë om nie te sien nie, en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. Ek wil net vir jou sê, baie keer dan kom jy by mense, ons het nou onlangs een hier gehad, 'n man, wat nie saamgestem het. Hy glo aan hulle kerk se, wat noem ou dit? Hulle ja, konstitusie. Ekskuus, dankie my liefie. Konstitusie. Wie die konstitusie geskryf? Mense. Maar ek wil nie met hom stry nie. Ek sê nee, is reg. Broer, is reg. Is nie my werk om met hom te redekabel nie. Ek kan vir ure met hom sit, want ek weet, ek kyk na die woord. Ek haal uit die woord uit. Hy kyk na wat ander mense geskryf het. Ons doen dit nie. Ons lees die woord. Die 53 vertaling of die King James, die ou King James. Die oorspronklike. OK. So 1 Tessalonisense 5 vers 10, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap saam met hom kan lewe. Hier is 'n baie interessante, hoor wat sê hier, ek het hom juis hier gesit, laat ons hieroor kan praat. Wat vir ons betref het, wat vir ons gesterf het, ekskuus, sodat ons of ons waak, dis die bruid, en of ons slaap saam met hom kan lewe.
Jy sien daar's 'n ewige lewe buiten van die bruid. Ek wil, het lyk vir my ek gaan nog 'n sessie doen. Want ek moet vir julle hierdie skrifte wys wat so eenvoudig common sense is. Ek meen, jy kan nie anderster is om dit te verstaan nie. Daar gaan mense wees wat in die bruid gaan wees, maar daar gaan mense wees soos hierdie wat geslaap het. Maar hulle lampies was vol olie. En hulle is bruilof toe en teruggekom. Maar God gaan ook terugkom met sy bruid. Staan in die Bybel. En die engele. En hy gaan kom heers vir 1000 jaar. Oh my goodness, is so fantasties. Openbaring 3 vers 2. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Jy weet, nou sê hy, wat op die punt staan om te sterwe. Dit beteken geestelik te sterwe. Geestelik te sterwe. Wees wakker. Nou praat hy eintlik hier met pastore. Hy praat met die bruid, as jy bruid gaan wees. Nou onthou ek het dit gesê, en as julle wil hê, ek moet dit weer 'n keer bedien en vir julle uitmekaar uithaal en al die skrifte vir julle wys, dat die kerk is nie die bruid nie. Nou ek het 'n hele lesing daaroor. Waar kom ek daaraan? Ek kom daaraan in die Bybel. En as jy daai lesing gesien het en gehoor het, sal jy moet saam met my stem, want dis in die Bybel. Die kerk is nie die bruid nie. So, hy sê, wees wakker en versterk die wat oorbly. Want wat op die punt staan om te sterwe, daar's mense nou op hierdie oomblik wat op die punt staan om geestelik te sterwe. Weet julle hoekom? Omdat hulle hoor in die kerk nie die waarheid nie. In die kerke gaan dit vandag oor sing en halleluja en joy, joy, joy en bid vir mekaar, neerval. Nie almal nie, ekskuus. Nie almal nie, maar baie kerke. Hierdie groot kerke, hulle preek net een ding. Die Here sê in sy woord, moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus en om die fondamente lê van bekering uit dooie werk. Hy sê moenie daarby bly nie. Hy sê en van handeoplegging. En van die leer van die doop. Dis alles die fondament. Wanneer jy al daai goed gedoen het, het jy nog glad nie 'n huis gebou nie. Dis fondament. In die natuur leer dit vir jou. Wanneer jy 'n huis bou, want toe ons hierdie plek gebou het, was daar eers fondasie gegooi, 'n fondament gelê. En dan is hierdie plek bo op daai fondasie gebou. Net so werk die geestelike lewe. Die Bybel leer dit vir ons. Dis nie wat ons dink nie. Die Bybel leer dit vir jou. So. Amen. Amen. Lukas 12 vers 37. Gelukkig is daardie dienskneg vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Gelukkig is hy. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Imagine, ons gaan as die Here kom, hulle wat nie slaap nie, wat wakker is, die bruid en die gaste, gaan aan die tafel sit. En raai wie gaan hulle bedien? Ek hoop ek is een van hulle, dat ek kan sê ons. Wie gaan ons bedien? Die Here. Staan nie. Ek is by die einde, maar dit gaan nog altyd die 3 plekke. Nou volgende keer gaan ek julle wys in die Bybel van die 3 verskillende plekke waar jy die ewigheid kan deurbring. So, kyk uit vir die volgende uitsending. Die Here bless julle.